Hallo en baie welkom. Ons duik vandag so 'n bietjie dieper in hierdie bronne wat jy aangestuur het. Dit gaan oor die ontstaan van die boerevolk, jy weet, as 'n aparte groep, los van die breder Afrikaner gemeenskap. En ons kyk veral na Dr. Letts Pretorius se Boereboek, hoofstuk 5 spesifiek. So die groot vraag wat hierdie materiaal eintlik vra is, hoekom het juist daardie groep die wat getrek het, hoekom het hulle volgens die navorsing dan 'n aparte volk geword? En ander groepe nie. Wat was aan die gang? Ja, nee, dis die kernvraag. En een van die hoofargumente wat jy daar sal sien, is dat daai vroeë ouens, die proto-Afrikaners in die Kaap, hulle het maar 'n koloniale houding gehad, meestal. Daar was nie regtig sterk nasionalisme of 'n republikeinse droom nie. Selfs die trekboere wat Wes getrek het, nie noodwendig nie. Die fokus hier val vierkantig op die groot trekdeelnemers. Dis hulle wat deur daai volkskapfases gegaan het en dan nou, ja, as die boerevolk bekend staan. Goed, so watter faktore was dan nie ter sprake volgens die navorsing? Dit noem ons 'n paar teorieë. Dis reg. Een interessante een is Malcolm Gladwell se ding oor veeboere teenoor saaiboere. Ken jy dit? Ek het al daarvan gehoor, ja. Die idee dat veeboere meer pakleierig is oor hulle eer en goed, omdat vee gesteel kan word. Presies. Konstante bedreiging van veediefstal kweek blykbaar 'n ander soort kultuur. Van eer, ja, aggressie as dit moet, en groepsterkte. Dis anders as saaiboere, wie se oeste nou maar daar lê. En dit word dan gekoppel aan Jonathan Haas se teorie. Hy sê konflik van buite, dit druk groepe saam. Vir oorlewing, militêr-ekonomies. Ja, en dan onderwerp mense hulle vrywillig aan een of ander sentrale gesag. Vir beskerming. En dit, sê Haas, lei dan na sentralisasie en uiteindelik staatvorming. OK, ek sien die teorie. Hoe pas dit nou hier by ons by die situasie in die Kaap en met die trek? Wel, die argument wat die bron maak is daai oosgrensboere, die protaboere. Hulle het klaar erge aanhoudende konflik gehad met die Gosse stamme. Dis amper as oorlog beskryf, strooptogte, moord, daai tipe ding. Dit was glo 'n baie groter, meer konstante bedreiging as wat die ouens in die weste gehad het. Maar, en dis die punt, die ouens op die groot trek het toe nog groter gevare getrotseer. 'n wilde binneland, wilde diere, ander vyandige stamme en die Britte. So, veel meer druk van alle kante. Ja, intense, veelvlakkige druk. En volgens die teorie, soos dit hier toegepas word, het dit gewerk soos 'n versnelde nasiebouproses. Dit het spesifiek daai groep gedruk na volkswording en staatsstigting toe. Dis nogal 'n intense prentjie. Maar wie het getrek? Dit is nie almal nie, né? Die bronne is duidelik daaroor. Glad nie. Dis 'n punt wat sterk gemaak word. Dit was 'n klein groepie, relatief gesproke, so plus minus 10% van die totale wit bevolking in die kolonie. Of dalk 20% van die oostelike distrikte in. Ons praat van so 15,000 mense teen 1845. Die groot gros, 90% het agtergebly. En daai agtergeblywenes. Die bronne verdeel hulle ook, né? Ja, in twee hoofkampe, basies. Eers het jy die proos-republikeinse kolonialer. Hulle het simpatie gehad met die trekkers se vryheidsideaal, maar het nie self gegaan nie. Hulle het later glo deelgeneem aan die taalbeweging en sommige het in die later oorloë ook geveg, maar die meerderheid, sê die teks, was die pro-koloniale kolonialer. Hulle was gemaklik onder Britse bewind, of neutraal, of selfs vyandig teenoor die trekkers. En die bronne sê, daai vyandigheid word dikwels verswyg, soos die NG Kerk se aanvanklike houding, of handelaars wat Britse anneksasie van Natal wou hê. Presies, die argument is dat daai deel van die storie soms onder die mat ingevee word. Terwyl die trekkers, en let op, die bronne noem hulle konsekwent boere. Hulle wou duidelik onafhanklik wees. Jy sien dit in Retief se manifest, Piet Eys wat na Amerika verwys as 'n voorbeeld. Hulle het alself Suid-Afrikaanse boere of emigrante genoem. Die bron haal mos vir Arthur Kemp aan, wat sê daar was nie Afrikaners op die trek nie, net boere. En hulle het nie lank gewag om dinge formeel te maak nie. Regering is in goed. Nee, glad nie. Hulle was vinnig uit die blokke. Eerste regering was al in 1836 by Tabanshoe, toe 'n basiese grondwet in Winburg 1837.
Priller, wat aangehaal word, noem dit die eerste demokratiese wetgewing deur 'n vry verkose liggaam hier in die suide van Afrika. Nogal iets. En die boererepublieke wat later kom, die ZR en die Vrystaat, die argument is, hulle was geskoei op daai republikeinse ideaal. Volkssoewereiniteit. Die mag lê by die volk. Die bronne gaan self so ver om te sê, die boervolk was die eerste inheemse volk in Sub-Sahara Afrika wat moderne staatskap bereik het. Sjoe. En dan, natuurlik, Bloedrivier, 1838. En die gelofte, hoe pas dit in hierdie hele narratief? Dit word voorgehou as 'n absoluut deurslaggewende oomblik vir identiteitsvorming, die slag self en dan die gelofte. Dit het daai gevoel van 'n kollektiewe identiteit gesmee, 'n gevoel van 'n spesiale band met God, amper soos 'n Ou-testamentiese Israel word gesuggereer. En die teks wys daarop dat die kolonialer gesinde Afrikaners, hulle het alself nie regtig met die gelofte vereenselwig nie. So dit het die skeidslyn net verdiep. Goed, so die trek was die vonk. Hierdie oomblik het die identiteit help vorm. Wat van later? Het konflik dit verder versterk? Beslis, veral die oorlog teen Brittanje, die eerste en toe veral die tweede Vryheidsoorlog. Dit het die boere se bewustheid as 'n aparte volk met 'n eie stryd regtig vasgelê en dit het internasionale aandag getrek. Maar wat die bronne hier uitlig, is die kontras met die Kaapse koloniese rol in die Tweede Vryheidsoorlog. Daar word beweer, die Kaapse regering onthou, met Afrikanerlede het Brittanje amptelik ondersteun, met troepe. 50.000 word genoem, en die helfte Kaapse Afrikaners. Ja, dis die syfers in die teks. Troepe, logistiek, voorrade, teen die boererepublieke. En die argument is weer, hierdie samewerking word dikwels versag of geïgnoreer in later geskiedskrywing. Dit bring ons by daai laaste punt wat die navorsing maak. Hoe die storie later vertel is, die geskiedskrywing self. Is anakronisties terugwerkend op die boere toegepas. Die argument is dat die boere se unieke, aparte volkskap doelbewus afgewater is. Verdoesel is die woord wat gebruik word. Hoekom? Om 'n myte van 'n breër, verenigde Afrikanerdom te skep. Al Afrikanerdom eenheid. So interne boerverskille is glo oorbeklemtoon, terwyl hulle patriotisme, wat selfs buitestanders soos Conan Doyle erken het, volgens die aanhaling afgemaak is. Die idee is dus dat die geskiedskrywing self probeer het om daai skeiding waaroor ons nou praat, uit te vee. Goed, so kom ons vat saam. Wat hierdie bronne vir ons sê, is dat die boerevolk as 'n baie duidelike aparte nasie ontwikkel het. En dit was spesifiek die unieke en intense ervarings van die groot trek en die konflikte daarna wat hulle gevorm het. En dit het hulle fundamentaal anders gemaak as die kolonialers wat in die Kaap gebly het onder Britse bestuur. Dis die kernargument hier. Ja, nee, dis dit. En hoekom is dit vir jou en my vandag interessant? Wel, kyk, dit gee 'n ander hoek. Dalk 'n kontroversiële een vir sommige oor hoe identiteit hier in Suid-Afrika gevorm is. Dis kompleks. Dit wys hoe druk van buite en 'n gedeelte stryd 'n groep se hele selfverstaan kan vorm. Maar dit wys ook hoe die vertel van geskiedenis, die narratiewe, self deel word van identiteit, hoe dit gebou en soms herbou word. En dit laat ons met 'n laaste gedagte vir jou die luisteraar om bietjie oor te kou. As hierdie historiese skeiding en selfs die konflik binne die breër wit Afrikaans sprekende groep, as dit so diep was, soos hierdie bronne sê, watter echos daarvan, indien enige, sien ons dalk vandag nog? In gesprekke oor identiteit, oor kultuur, oor eenheid, dis iets om oor te wonder.